Shalom kind van God. Ek hoop dat ons gaan met julle. Met my gaan ook baie goed, dankie. Het is net koelerig, maar dit is lekker. En ek hoor dit is so warm in die Kaap. Maar ja, ons moet die weer geniet, want God het dit vir ons gegee. Ek wil vir julle vandag lees uit Matteus 24 uit. Want almal gaan so aan oor die oorlog en die gerigte van oorlog. Wil ek vir jou sê dat en Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om die gebou van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die olyfberg gaan sit, kom sy disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want hulle sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorlog en gerigte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want dit alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. En dan sal daar baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, en baie mislei. Ek wil hierdie weer herhaal, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense belei. Pas op, dat wie jy luister. Pas op, dat jy nie oor uitneem, sommer vir enigiemand nie. Lees jou Bybel, ken jou Bybel, weet na wie jy kan luister, en weet na wie jy nie kan luister nie. Want ek moet jou eerlikwaar sê, ek self het nog nooit so baie mense gesien, wat wil preek, en die woord preek nie. Ek sê, hulle hoor van die Here. Die Here sê vir ons, daar sal baie misleiding wees in die eindtyd. En daar sal oorlog wees, en gerigte van oorlog. En die een mens sal die ander haat, en ons sal verdrukking hê, soos daar nog nooit was nie. Het ek en jy dit al gevoel? Nee, ons het tog nie. Maar daar is oorlog, en daar is gerigte van oorlog. Ons het tog nie ten bloede geveg nie. Vir sy naam ons doodgemaak word. Vir sy naam sal ek en jy gekruisig word. Vir sy naam sal ek en jy doodgemaak word. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, en ons dit nie nou al, dat jy niemand kan vertrou nie. Ek kan dink, so
die mens wat ek nou vertrou, kan ek op 3 vingers tel. Behalwe God. Eers as ek 'n probleem gehad het ek eers gebel en vir almal vertel, en gehuil, tot ek besef het, dit help niks. Jy moet jou probleem aan God se voete los. Hy sê, ek het vir julle gesê, Eksodus 14 vers 14, hy sê, wees net stil, ek sal die geveg vir jou veg. En waar voel ons beter? En baie mense gaan tot struikel kom in hierdie tye. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dit is vir my so hartseer. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Want die mense gaan bang word. Hulle gaan nie meer voel of hulle nie meer in is nie. Hulle gaan uitgesluit voel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir die nasies, en dan sal die einde kom. Ek wil hierdie vers net weer herhaal. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in al die nasies, in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek word deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, dat hy wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom, om iets in sy huis weg te neem nie. En wie in die land is, moet nie omdraai, om sy klere weg te neem nie. Maar wie die vroue wat swanger is, en die wat nog soog, in daardie dae. Ons het nog nie hierdie dae beleef nie. Ons het nog nie dit tot ten bloede geveg nie. Ons het nog nie tot struikel gekom nie. Daar is baie profete, baie mense wat wil preek. Baie wat dink hulle weet alles. Maar weet jy, hoe kan almal sommer net alles weet? Lees jou Bybel, dan sal jy weet. Want ek lees vir jou wat in Matteus 24 staan. Baie gaan afvallig word, want hulle gaan nie meer voel of hulle nie inpas nie. Hulle gaan voel of hulle uitgewerk word. En dan sê die Here, die wat op die dak is, moet nie eens afkom nie. Hulle moet vlug en bid dat hulle vlug, nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Dis vir die Jode, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar nog nooit van die begin van die wêreld af tot nou toe gewees het, en ook nooit sal wees nie. Nou ek en jy wil baie graag met die wegrap en weggaan. Sjoe, daarom is ons almal vergewe. Ons moet almal vryspreek. Ons moet mense seën. Ons moet vissers van mense maak. Ons moet die groot opdrag uitvoer wat die Here vir ons gegee het. Hoeveel siele het ek en jy al vir die Here gewen? Hy gaan sê, hierdie het vir jou gebid, hierdie het vir jou gebid. Bid jy vir mense? Vir mense wat jy dink, ag wat. Die Here het almal lief. Hy het almal dieselfde lief. En daarom moet ons nie ophou bid nie. Ons moet aanhou en aanhou en aanhou. En elke gees ondersoek.